is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Ek lees vir ons vanmôre die Spaanse geloofsbelijdenis. Jy het hom al 'n paar keer gehoor, maar ek kan maar net weer met aandag luister. Dit sê net weer so 'n bietjie op 'n ander manier wat dit is wat ons glo. En as mense nou eintlik mooi uiteensit, is hier 5 hoofopskrifte. Dat ons glo in God die Almagtige, ons glo in Jesus Christus sy Seun, ons glo in die Heilige Gees, ons glo in die kerk en ons glo in God se heerskappy. Dis die 5 hoofpunte. En dan is daar op grond daarvan waartoe verbind ons staan. So elkeen van hierdie hoofpunte word weer so met 'n paar onderpunte uiteengesit. So ons glo in God die Almagtige en dan onder dit, hy is die skepper van die hemel en die aarde, hy is die skepper van alle nasies en kerke, hy is die skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Here, en dan van Jesus, hy is God wat vlees geword het as 'n mens vir die mensdom. God wat vlees geword het in tyd vir alle tye. God wat vlees geword het in een kultuur vir alle kulture. God wat vlees geword het in liefde en genade vir heel die skepping. En dan oor die Heilige Gees. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons mense en in ons kulture. Deur wie God, die skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word. Wie se oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. En dan ons glo in die kerk. Die kerk is universeel, want dit is die teken van God se heerskappy. Die kerk se getrouheid word in al sy skakerings getoon, waar al die kleure saam net een landskap teken en alle tonge dieselfde lof besing. Dan glo ons in God se heerskappy, die dag wanneer al die kleure van die skepping 'n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan 'n vreugdevolle feesmaal, wanneer alle tonge oor die heelal dieselfde lied sal sing. En nou hierdie dinge wat ons glo, verbind ons tot die volgende. Om te glo vir hulle wat nie glo nie. Om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie. Om te droom vir hulle wat nie droom nie. Tot op die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Amen. Ons gaan vanmôre lees uit Johannes hoofstuk 13. Baie bekende stukkie, vers 31 tot 35. Johannes hoofstuk 13. Ons het al afgekondig dat verlede jaar toe ons beplanning gedoen het vir 2016, het dit uitgekom dat ons aandag moet gee aan verhoudinge. En as ek besluit, ons begin die jaar daarmee, die eerste kwartaal gaan ons dan baie fokus op verhoudinge, en 'n goeie plek om dan te begin met 'n reeks oor verhoudinge, is oor die opdrag wat Jesus daaroor gegee het. En daarom lees ons vanmôre Johannes 13, vanaf vers 31, toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die Seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik, en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle. Dan sal julle my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Ons lees tot sover. Goed, ek wil net eers vir julle so 'n bietjie die konteks gee van waar binne hierdie gesprek plaasgevind het. Dit is deel van Jesus se afskeidsgesprekke, Johannes 13 tot 17. Dit was 'n donderdag aand. Daai selfde aand is Jesus in hegtenis geneem, die volgende dag is hy gekruisig. En as ek 13 tot 17 is hy en sy disippels in die bovertrek, soos wat hulle die plek genoem het, en hulle het ook by hierdie geleentheid die Paasmaaltyd gevier. Nou, daar is so 'n prentjie van so 'n uitbeelding van die Paasmaaltyd. Nou, toe Jesus met sy disippels die Paasmaaltyd gevier het daardie aand,
Sou elkeen van daai disippels ook baie herinneringe kon hê aan Paasmaaltye. Ons weet die Paasmaaltyd het vandaan gekom van Egipte se tyd af, toe die Here vir Israel bevry het. Die onthou ons die 10de plaag. Die pa moes 'n lammetjie slag en dan het hulle die bloed aan die deurkosyne gesmeer. En as die doodsengel by jou huis kom en as bloed aan die deurkosyn, dan het die engel verbygegaan. Eersgeborene in die huis het bly lewe. As daar nie bloed was nie, dan het die eersgeborene in daardie huis gesterwe. Maar omdat die Egiptenare so vinnig Farao die opdrag gegee het, trek net, kom net weg, moes Israel gereed wees om haastig te trek. En daarom is daar 'n klomp tekens daarvoor gewees. Toe hulle die Paasfees van toe af begin vier, elke jaar, dan het die Paasmaaltyd vir hulle herinner aan hoe dat hulle voorgeslag uit Egipte bevry is. Die Paaslam, die vleis op die tafel, hoe dat die bloed aan die deurkosyne hulle gered het. Die ongesuurde brood, daar was nie tyd dat suurdeeg nog kon rys, dat die deeg kon rys nie. Daar moes vinnig brood gebak word, daar's nie suurdeeg gebruik nie. Ongesuurde brood herinner ons daaraan, dit moes vinnig gebeur. Die bitterkrye, die swaar kry vir meer as 400 jaar in Egipte. So het hulle elkeen nou maar hulle herinneringe gehad, maar Paasmaaltyd was altyd 'n vreugdevolle maaltyd. Want hulle het gedink aan, daar het ons eintlik as 'n volk begin, waar die Here ons gered het uit Egipte. Daar was vreugde, daar was blydskap. Die hele gesin het geëet en elke keer het die jongste seentjie of die jongste kind vir die pa gevra, "Pa, wat vier ons vanaand? Waaroor gaan al hierdie kos op die tafel?" En dan het die pa verduidelik waaroor vanaand gaan. Dis die herinneringe waarmee Jesus se disippels by daai maaltyd kon aansit. Want daai jaar, toe eet hulle dit saam met Jesus. En hierdie gesin wat hulle gevorm het rondom Jesus. Maar die gevoelens moes anders gewees het. Want daar was skielik onsekerheid, daar was vreemdheid, want skielik begin Jesus praat oor sy dood. En hulle is so lief vir Jesus, hulle volg hom al 3 jaar, hulle het so gewoond geraak aan hom, om altyd by hom te wees en hom altyd daar te hê, dat hulle kan hulle nie indink dat hy gaan sterf en dat hy gaan weggaan nie. Dit is vir hulle ondenkbaar gewees. Hulle het nog nie alles mooi verstaan nie, en dit het nou al klaar die atmosfeer by hierdie Paasmaaltyd bietjie anders gemaak. En dan ook nog die feit dat Jesus vir hulle gesê het, een van julle gaan my verraai. Maar soos wat ons gewoon sou sê, gaan my in die rug steek. Nou Judas het sekerlik geweet, want hy het 'n plan gehad. Maar die ander, hoe kan dit wees? Dat een van ons dit gaan doen, en dat hulle begin wonder, dalk ek. En dat hulle een vir Jesus begin vra, Here, is dit dalk ek? Want hulle was bekommerd, hulle wou nie hê dit moes hulle wees nie. Die atmosfeer was anders. En toe kom Jesus, en hy kom doen boonop 'n klomp nuwe dinge. Waar hulle gewoond was, die brood hier op die tafel, herinner ons aan Egipte en die vinnig trek. Kom Jesus en hy breek die brood en hy sê vir hulle, dit kry 'n nuwe betekenis. Dit kry die betekenis van my liggaam, wat vir julle gebreek gaan word. Gaan aan die kruis vir julle sterf. En hy vat die wyn, en waar hulle altyd 'n hele paar bekers by die Paasmaaltyd gehad het, sê Jesus, hierdie wyn kry 'n nuwe inhoud. Dit word 'n simbool van my bloed wat vir julle gaan vloei. So eeuwe tekens kry daai aand nuwe inhoud, nuwe betekenis. Dit was ook vir hulle anders, en vir hulle nuut en vreemd. En dan kom Jesus boonop, en hy sê vir hulle, en ek gee vir julle ook nog 'n nuwe gebod. En hy sê vir hulle daar in vers 34, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. Hierdie dinge alles in die konteks van 'n Paasmaaltyd, waar hulle oorspronklik begin om die bevryding uit Egipte te vier, en waar dit oorgaan na die bevryding wat Jesus gaan doen. Nou hierdie nuwe gebod wat Jesus gegee het, wil ek vanmôre met u deurgesels aan die hand van 'n paar punte. Die eerste is dat ons kan sê dat hierdie nuwe gebod wat Jesus gee, 'n onmoontlike uitdaging is. Toe Jesus gevra is, en die wetgeleerdes wou Jesus mos vasvra, strik vra. Baie keer het hulle mos gekom en gedink, nou het ons hom in 'n hoek. Daai keer oor die betaal van belasting, en die keer oor die vrou wat op oorspel betrap is, maar ook oor die wet. Want die Jode daai tyd het gesê, jy mag nie onderskeid maak in die 10 gebooie en sê een is belangriker as die ander een nie. En
toe hulle vir Jesus vra, Here, watter een is die belangrikste, het hulle gedink, nou gaan ons hom kry, want hy gaan een van die 10 vat, en jy mag dit nie doen nie, en dat is iets teen hom. En toe is Jesus ons baie slimmer as dit, en hy sê vir hulle, die belangrikste gebod is dat ons God moet lief hê. Met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, al ons krag, en ons moet ons naaste so lief hê soos onsself. Dis die tweede een, sê Jesus mos. En daarmee het Jesus gesê, mos eintlik agter al die gebooie, is dit wat agter dit alles staan, die liefdesgebod. God moet ons alles lief hê, en ons moet ons naaste lief hê, soos wat ons onsself lief het. En toe, in Lukas 10 lees ons mos dat een van die ouens homself wil handhaaf. Toe vra hy vir Jesus, Here, maar wie is my naaste? Want hy het gehoop om dit te kan afgrens en te kan sê, net hierdie paar ouens is my naaste, so ek hoef net hulle lief te hê, maar daar is daarmee my naaste nie. Ek kan hulle dan uitsluit, ek hoef hulle daar nie lief te hê nie. En toe vertel Jesus ons die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, om te sê, ek moet nie vra, wie is my naaste nie. Ek moet vra, vir wie moet ek een wees? Want Jesus vra ons aan die einde, wie was 'n naaste vir die man wat daar langs die pad gelê het? Jy sê dat die Samaritaan was vir hom 'n naaste. So dit gaan nie daaroor te vra, wie kan vir my iets beteken nie. Het gaan daaroor vir wie kan ek iets beteken. En dan is daar nie perke nie. Daar is nie grense nie. Dis almal wat die Here oor my pad stuur en wat op my hart kom lê en vir wie ek iets kan doen. Dit is hoe Jesus mos die wet saamgevat het. En nou kom Jesus boonop en hy sê, maar ek gee 'n nuwe gebod. Nou wat maak hierdie gebod van lief hê nou nie? Wat maak hom nou anders as die vorige ene? Die manier waarop Jesus hom gee. Daai woorde, soos wat ek julle lief het, so moet julle mekaar lief hê. Voorheen was dit nog nie so gegee nie. Ja, Jesus het gesê ons moet mekaar lief hê. Maar nou kom hy en hy stel vir ons 'n standaard. Hy sê vir ons hoe ons moet lief hê. En ons moet ons nie aan mekaar meet nie. Ek moet nie sê, okay, ek het meer lief as daai ou, of okay, ek het nie so baie lief as daai ou nie, maar ek staan nie ver van hom af nie. Ons moet ons aan Jesus gaan meet. Dis die nuwe gebod. Ons moet lief hê soos Jesus lief het. Dis die standaard wat hy stel, en dit is wat hierdie gebod net maak. En as 'n mens kyk hoe Jesus dan die wet saamvat, dan gaan dit oor verhoudinge. Dit gaan oor ons liefde vir God, ons verhouding met hom. Dit gaan oor ons liefde vir ons naaste, ons verhouding met hulle. Maar nou is dit ook interessant in hierdie ene dat Jesus sê, julle mekaar. Die vraag nou is, wie is hierdie mekaar van wie Jesus in Johannes 13 praat? En as ons na vers 35 kyk waar Jesus sê, dan sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Is die fokus hier in Johannes 13 veral daarop Christene vir mekaar. Dit sluit nie die ander mense uit nie. Dit beteken nie nou dat net Christene lief moet wees vir mekaar, dat ons nie vir ander mense moet lief wees nie, maar hier is die fokus veral ook daarop dat Christene moet mekaar lief hê. En dit is vir ons ook. En daarom dan ook as ons 'n reeks begin oor verhoudinge, en is deel van ons gemeente bou, dan is die opdrag vir môre ook in hierdie gemeente, in Kanonkop gemeente waaraan ons almal behoort, moet ons mekaar lief hê, soos wat Jesus ons elkeen lief het. En nou klink dit dalk logies, Christene wat mekaar lief het, maar partykeer is dit vir Christene nie so maklik om mekaar lief te hê nie. Partykeer is dit juis in kerke, partykeer juis onder Christelike groepe, waar liefde partykeer bitterlik moeilik is. En dit moet nie so wees nie. Ek het een keer toe ek klein was, het ek 'n preek gehoor van 'n dominee, nou hy het ook 'n honeursgraad in drama gehad, en toe het hy die preek heeltemal 'n drama geskryf, en hy het 'n een-man vertoning gedoen, en dit het gegaan oor Jesus se disippels wat so van mekaar verskil het. Die een was 'n seloot, hy het met die wapen beklei teen die Romeine, die ander een was 'n tollenaar wat vir die Romeine geld ingesamel het. Hoe die mense in hierdie disipelkring nie 12 ouens was met dieselfde persoonlikheid, selfde geaardheid, selfde belangstellings, verskillende ouens uit al die uithoeke uit. Maar hoe dat hulle almal mekaar moes aanvaar en mekaar moes lief hê, as hulle almal vir Jesus wil lief hê. Want Jesus het ook ons gesê, jy kan nie vir hom lief hê dat jy jou broer wat jy sien nie lief nie.
As ons almal aan hom wil behoort, dan moet ons ook mekaar lief hê. En so mense dalk kan sê, okay, ek kan probeer om almal in die gemeente lief te hê, maar dan maak Jesus dit mos nou so moeilik om te sê, jy moet dit gaan doen soos ek dit doen. Jy moet gaan lief hê soos wat ek lief het. En as ons dan miskien sou sê, maar nou kan ek nie, dit is 'n onmoontlike uitdaging. Dis vir my net nie moontlik om ander kinders van die Here, ander mense in die gemeente so lief te hê, soos wat Jesus my lief het en soos wat Jesus hulle lief het nie. As jy voel dis onmoontlik, dan is jy eintlik op 'n goeie plek. Want dit is juis waaroor die Christelike geloof gaan. Dit gaan nie oor wat kan ek doen nie. Dit gaan oor of ek God toelaat om in my en deur my dit te doen. Dat is mos so duidelik in Romeine 8. 'n Mens se lewe word net deur een van twee beheer. Of deur jou sondige natuur, of deur die Gees van God. As jy self probeer, dan is dit jou sondige natuur, dan gaan dit onmoontlik wees. Maar as jy die Gees toelaat om jou te beheer, en jy vra vir die Heilige Gees wat in jou woon, maak dit vir my moontlik, dan maak die Heilige Gees 'n onmoontlike uitdaging vir ons moontlik. Iets wat ons dalk gedink het, ek sal dit nie kan regkry nie. Vir God is dit nie onmoontlik nie. Jesus was nogal lief daarvoor om onmoontlike uitdagings vir ons te stel. Markus 11 vers 23 het Jesus gesê, as jy geloof het, en jy twyfel nie in jou hart nie, sal jy vir 'n berg sê, tel jou op, en gaan val in die see. En vir die een wat glo sal dit so wees. Nou as ek menslik daaroor moet dink, as ek, Kasper, voor 'n berg moet gaan staan, en vir hom kyk en dink, ek gaan vir hierdie berg sê, lig jou op, en gaan val in die Indiese Oseaan, sal ek vir myself sê, dit is onmoontlik. Ek kan dit nie doen. Maar vir God is dit moontlik. Kyk maar net die laaste tyd met die natuur. Hoe weerloos is ons as mense daarteen. Vir God is dit moontlik. En daarom, wat Jesus ons met hierdie onmoontlike uitdagings wil leer is, Christelike geloof gaan nie oor hoe hard ek probeer nie. Dit gaan oor hoe volledig ek die Heilige Gees in my toelaat om deur my te leef. Hoe ek op sy krag, op dit wat hy vir my bied, hoe ek daarop vertrou. Dat ek soos Petrus maak, want dink 'n bietjie aan die uitdaging. Matteus 14 vers 28 en 29. Toe Jesus op die water aangeloop kom. Nou stel jou voor, jy gaan loop op water. Stel jou voor, jy kom nou by 'n swembad. Jy gaan staan nou aan hierdie een kant, na die lengte, voor die lengte van die swembad, en jy sê, okay, ek het geloof, ek gaan oor hierdie water loop tot aan die kant. Dit voel mos vir ons net nie, ja, Petrus, maar dit voel mos net, dit kan nie, dit is onmoontlik. Maar Petrus het dit gedoen, toe hy volkome op Jesus vertrou het. Toe hy vir Jesus gesê, Here, as dit U is, sê vir my, ek moet kom, ek sal kom. En daai paar oomblikke wat hy volkome nie op homself vertrou het nie, maar op Jesus, want dit is Jesus, ek het gevra as dit hy, en hy het gesê, dis hy. Toe kom hy. En as toe hy sy oog van Jesus afval, dat hy nie meer kom nie. Of daar waar Petrus vir Jesus gesê het, Here, hoeveel keer moet ek vergewe? Selfs 7 keer? Partykeer is dit mos vir ons as mense moeilik om te vergewe. Partykeer loop mense met wrokke en met allerlei goede rond en hulle kry swaar om te vergewe. Jorie het gesê, 3 keer, as jy Adam 3 keer vergewe het jy hom jou kant gebring. 3 keer is dan maar baie. 4de keer hoef jy nie meer nie. 3 keer is jou kant. Toe kom Petrus en hy dink hy gaan groot, want hy sê, Here, ek sal 7 keer. Ek gaan baie meer doen as wat hulle normaalweg sê 'n mens moet doen. Toe kom Jesus en hy sê vir hom, weet jy, dis nog te min, 70 maal 7. Petrus kon dalk daar gestaan het en gedink het, miskien 7, maar 70 maal 7, dit is onmoontlik. Kan jy sien hoe dat Jesus vir ons in die Bybel uitdagings kom gee? Wat wanneer ons as mense in ons eie krag, in ons eie vermoë, met ons eie geaardheid dit gaan probeer doen, dit onmoontlik gaan vind. Christelike geloof is nie hoe hard ek probeer nie, maar dat ek vir die Heilige Gees sê, kom neem my lewe oor, kom beheer my lewe, kom maak in my en vir my en deur my die onmoontlike moontlik.
oorgee aan die Heilige Gees. Tweede ding rondom hierdie opdrag van Jesus, gaan daaroor dat dit gaan oor dade. Ek het al daai gesigsuitdrukkingkies, daar's joy, accepted, aware, angry, sadness, rejected, surprised, fearful. So kan 'n mens nog baie ander emosies. Wat ons partykeer verwar, en hoekom ons partykeer voel, maar ons kan nie hierdie opdragte uitvoer nie, is ons dink partykeer te veel aan die emosie in my hart. Jesus sê nou, ek moet lief hê, en dan kyk ek hoe voel my hart. Is my hart lus om lief te hê? Voel ek lus om lief te hê? Hierdie opdrag van Jesus gaan nie oor hoe jy voel nie. Dit gaan oor wat jy moet doen. 'n Mens kan nie altyd 'n gevoel voorskryf nie. As 'n mens teleurgesteld is, dan kan jy dit nie altyd wegsteek nie. En as 'n mens hartseer is, kan jy dit ook nie altyd wegsteek nie. Die emosie kan jy nie altyd wegsteek, of voorskryf, of beveel nie. Daar's altyd so 'n stukkie in dit is vir my partykeer nog 'n bietjie erge stukkie, in die fliek Babe, waar die boer met sy varkie, die varkie inskryf vir 'n skaaphondkompetisie, die van u wat nou nie die fliek gesien het nie. Nou die oupa bly op 'n plaas, en hy bou vir sy kleindogter 'n pophuis. En so kort in die fliek, dan wys hulle met hoeveel liefde en met hoeveel sorg hy hierdie pophuis bou, en die meubeltjies in die pophuis, en dit is die pragtigste pophuis. En as die gesin, die kinders en die kleinkinders nou op die plaas aankom, die dogtertjie kom staan so by die pophuis, dan trek sy haar gesiggie so, en dan sê sy, it's the wrong one. I wanted the one that I saw on the television. Dan dink jy, die ondankbare kind. Die oupa het vir hierdie vreeslike mooi pophuis gebou, meubeltjies en al. Daai dogtertjie kan nie haar teleurstelling wegsteek nie. Sy wil 'n ander een gehad het, die een wat sy op die TV gesien het. Maar daai oomblik kan sy dit nie wegsteek nie. Mens kan nie altyd 'n emosie voorskryf nie. En daarom toe Jesus gesê het, ons moet lief wees vir mekaar. En ons moet mekaar lief hê, soos wat hy ons almal lief het. Gaan dit nie oor, is ek lus om dit te doen nie. Dis 'n opdrag, 'n daad, wat ons moet gaan doen. Jesus het vir ons daardie voorbeeld gestel. Ek dink, Jesus het nie daai Vrydagmôre gesê, ek is vandag baie lus om aan die kruis te sterf nie. Ek sê dit omdat hy daai donderdag aand in Getsemane bloed gesweet het. Omdat ons in Lukas 22 vers 42 lees, dat hy gebid het, Vader, as dit u wil is, vat hy die lydensbeker by my weg. Maar nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Ons weet dit was vir Jesus swaar. Hoekom het Jesus aan die kruis vir ons gesterf? Omdat hy ons lief het. Maar ek dink nie, mens kan sê, Jesus het in sy hart gevoel. Ek is nou lus om die donderdag aand in hegtenis geneem te word met swaarde en stokke en spiese nie. Ek is lus om verhoor te word en geklap te word en 'n doringkring op my kop te kry. Ek is lus om gegeesel te word en lus om in 'n kruis te gaan hang nie. So Jesus het nie volgens sy lus opgetree nie, maar hy het liefde bewys deur sy dade. Daarom dat Romeine 5 vers 8 ook sê, Jesus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Hy het nie gewag tot ons almal vir hom gesê het, Here, ons is nou lief vir u, en toe bring hy die offer vir ons nie. Mense het hom nog gehaat. Mense was nog sy vyande. Toe bewys hy liefde. En daarom, partykeer is dit swaar. Partykeer voel jy, maar daai ou het my teleurgestel, en ek wys dit vir hom. Of daai ou het my kwaad gemaak, en ek wys dit vir hom. Dan voel 'n mens dalk, maar ek kan nie hierdie opdrag wat Jesus vir my gee, hê lief soos ek lief het, uitvoer nie. Ek voel nie so nie. Maar ons moet nie met ons gevoel werk nie. Ons moet gehoorsaam wees en die daad doen. En weet jy wat kom 'n mens dan daai keer agter? Dan kom die gevoel na die tyd reg. As jy begin bid vir iemand, jou vyand, dan kom jy naderhand agter, ek voel al beter oor die persoon. Ek voel nie meer wrok nie. As jy liefde begin bewys, dan voel jy naderhand, maar ek is nie meer so kwaad vir die ou nie. Daarom moet ons gehoorsaam in dade wees, en nie dat ons gevoelens ons deur mekaar maak nie. Ons moet verhoudings nuut maak. Dit het ons so bespreek met ons beplanning. Hoe help hierdie opdrag van Jesus ons daarmee? Party verhoudings het doodgeloof in 'n mens se lewe. Mense het dalk met mense 'n verhouding gehad en is net weg, staan nie meer nie. Party verhoudings het dalk oud geword, daar's nie meer daai sprankel in daai verhouding nie. Party verhoudings is nog nuut.
Hoe maak ons? Ons het reeds daaroor gepraat, ons moet die Heilige Gees die beheer laat neem. As ek self beheer, dan gaan dit wees soos wanneer ek voor 'n berg staan en ek besef, maar ek het nie die krag om hierdie berg te laat oplig nie. Ek moet die Heilige Gees toelaat. Nie routine nie, maar eerlike besorgdheid. Ek sal 'n bietjie laaste meer daaroor sê as ek afsluit. En dan volg Jesus se voorbeeld. Kyk hoe Jesus byvoorbeeld ook in Johannes 13 gemaak toe hy voete was. Hy het op sy knieë gegaan, voete gewas en daarna gesê, volg my voorbeeld. Jy het gesien wat ek doen? Doen dit ook. So hierdie nuwe opdrag beteken, volg 'n voorbeeld. Doen soos wat Jesus gedoen het. En dan daai van die nie routine nie. Kom ek op 'n stukkie af van iemand wat dit so mooi beskryf. Hy sê, partykeer raak die lewe vir ons so routine, dat ons nie meer altyd dink, hoekom doen ek dinge nie. Die man van die huis gaan dalk die oggend werk toe. Op 'n stadium het hy vir homself gesê, ek doen dit omdat ek lief is vir my gesin. Want ek verdien 'n salaris en daarmee kan ons 'n huis betaal en ons kan kos op die tafel sit, ons kan klere hê om aan te trek, ek doen uit liefde my werk, uit liefde vir my gesin. Maar naderhand word dit routine en jy dink naderhand nie meer hoekom jy dit doen nie. Jy dink dalk nie meer daaraan, ek doen dit omdat ek my gesin liefhet. Of die een wat kos maak by die huis, doen dit dalk in die begin met liefde, dat my gesin, my mense liefhet, maak ek vir hulle ete. Naderhand dan word dit net 'n routine. Ek dink nie meer daaraan hoekom ek dit doen nie. Nou sê die ou ook self skorrelgoed was. Ek was skorrelgoed omdat ek lief is vir my mense. As 'n mens vergeet hoekom ons dinge doen, raak goed routine. Maar sien nou ons begin vir onsself weer sê, alles wat ek doen ek omdat ek my mense liefhet. Wat ek vandag doen, wat ek môre doen, wat ek oormôre doen ek omdat ek my mense liefhet. Dan sit ek liefde daarin. En dan begin verhoudings weer nuut word. En dan begin ek lief hê, soos wat Jesus liefhet. En dit geld vir die hele lewe, dit geld ook vir ons gemeente. As ons vir mekaar sê, maar vir myself sê, maar dit is vir my lekker om Sondag kerk te kom, want ek gaan weer die ander sien. Dit is my lekker om weer my medegelowiges in my gemeentelede te sien, ek is lief vir hulle. Of ek gaan inskakel by hierdie ding, dat ek is lief vir die Here en ek is lief vir my kerk. Dan kom verhoudings weer nie. Dan word dit wat dalk oud geword het, dit wat dalk nie meer so lewendig is nie, word weer nie. As ons weer onthou, hoekom ons dinge doen. As ons liefde insit in dit wat ons doen. Die Here seën ons. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons U kan vra om Here U Heilige Gees wat in ons woon, ons lewens so te beheer, dat U die onmoontlike uitdagings vir ons moontlik sal maak. Dat ons, wanneer ons dit wat in die skrif geskrywe staan, nie sal kom staan en sê, is te veel vir 'n mens gevra nie. Maar ek sal besef, Here, maar dit gaan nie oor my nie, die Gees woon in my. En vir U is niks onmoontlik nie. En daarom kan ek dit doen deur die Gees wat in my woon. Vader, dankie dat ons onsself kan oorgee en vir U kan sê, Heilige Gees, werk in ons, woon in ons, maak ons lewens nuut, maak ons gesinne nuut, maak ons gemeente nuut. Ja, Here, maak alles in en rondom ons nuut. Dankie dat ons ook vir U kan sê, dankie dat U dit vir ons moontlik maak om lief te hê soos Jesus. Wil U ook vir ons daarmee bystaan. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen. Ek lees in die week ook oor hierdie onmoontlike goede van die ene ou wat sê, dit is, as ons net menslik na hierdie opdragte van Jesus kyk en dan moedeloos raak, toe sê dit is soos iemand wat sê nou maar paalspring doen. En wat vir die beampte sê, sê die laat 7 meter. Ek sal probeer vir 7 meter. En dis baie hoog, en hulle spring ons hier 6, daar rond. En as die beamptes dan sê, nee, kom ons sit om 70 meter. Dan sal daai paalspringer nie eenvoudig nie eens probeer nie, want hoe spring jy 70 meter met 'n paalspring? Dis onmoontlik. As ons doodgewoon menslik na die Bybel kyk, kan ons nie, daarom dat die Gees
as die Gees moet vra, beheer my lewe, dat ek nie meer leef nie, maar dat U in my leef. Miskien net 'n ding met die laaste prentjie, die skoolgoed, iemand sê ook in die week vir my, hulle het 'n reën en hulle eet as 'n gesin aan die tafel. En die eerste ene wat op sy selfoon kyk, moet die skoolgoed was. Want dit is heilig op hulle gesinstyd. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.